Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou licht verskil. Welkom by nog 'n episode van Uit die Koekplek. Ek is vandag bevoorreg om hierdie 3 manne voor my te sê, hierdie ouens het die Sub-Superliga gewen in die Gauteng Lions divisie. Wat beteken is nie die heel boonste nie, is die tweede lyn waar hierdie ouens gewen het, en ek is bevoorreg met die manne hier voor my in hulle mooi skoolklere en hulle caps. Ons het die caps afgehaal van die ouens, laat ons julle kan sien hoe mooi lyk hulle gesigte. So ons het vir Ruben, ons het vir Corneille en ons het vir Divan. Welkom by die Koekplek, manne. Dankie meneer. Dat sê, kom ons begin by jou. Gee so 'n bietjie van wie is jy? Sê vir ons wat is naam van posisie en dan ook sommer watter hoërskool toe gaan jy? Ek is Ruben van der Vyver, ek is op buitesenter vir Laerskool Unika. Ek is ook ons kaptein en ek gaan na Afrikaanse Hoërseunskool. Okay, wonder, is jy die hoofseun ook? Nee, hy is Is jy die hoofseun? Ja. Die stoutste man is die hoofseun. Ja, oom, ek is die stoutste van. Wat is jou naam? Ek is Corneille Etzebeth, oom. Ek speel loskakel vir Laerskool Unika en ek gaan na help mekaar toe, oom. Wonderlik, en jy? Ek is Divan Redder, ek speel 8ste man en ek is die onderkaptein van die span en ek gaan Hoërskool Monument doen. Wonderlik. Boys, kom ons gaan 'n bietjie terug. Gesels ons 'n bietjie rugby. Die seisoen is nou verby en julle is nou nog 'n bietjie betrokke hier met 'n dingetjie en daar met 'n dingetjie, maar hoe was die seisoen? Dis ou se laaste seisoen en dis lekker om hom te gaan afsluit soos julle hom afgesluit, is ek reg? Ja. Kom ons gaan terug en ons sê bietjie waar is julle nog altyd in Unika? Ja. Okay, reg deur van graad 1 of tot Ja. Ek sal graad nog een af in. Okay. Van die kleuterskool Ja, af. kleuterskool. So, wat maak Unika so goed? Die vriendskap hierso. En ons kultuur en sport is baie gebalanseerd. En die gees. En die gees ook. Ja. Ja, en ek dink julle het julle pad vinnig opgewerk. Julle was in 'n liga ondertoer gewees, toe kom julle in en nou is julle die menere. Ek meen wys bietjie sit daai beker net so dat die manne kan sien. Ruben sit hom net so, wys hom net so vir die kamera. Kyk al. Eerste span Sub-Superliga. Die manne wat julle nou daar in die finals gekry het was Modderfontein. Ons gaan nou 'n bietjie oor hulle gesels. Kom ons gaan so 'n bietjie terug en ons praat oor jou posisie waarin jy is. Was jy altyd in 'n senterposisie? Nee, ek was toe ek in graad 6 was ek opgeskryf buitesenter toe, maar voor dit het ek altyd binne senter gespeel. Okay, maar so altyd in die senters Ja. in die dinge. En jy was altyd in die loskakel. Ek was 2 jaar terug eintlik fullback gespeel, oom. Okay. Ja, oom. Dis interessant die fullbacks en die fly-offs. Ou Ja. maak vinnige adjustment op daai. Ja. Dit is maar jy geniet vir fly-off. Ja, oom. Dis Okay. beter as julle agter. Baie meer aksie, ja. 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 En jy daar voor in die warm stoel daar so by die skramme in die lyn staan en die dinge. Ja, ek het hierdie jaar het ek 8 maande geskryf, maar ek was van alle tye af net dit. Okay. Jou pa was ook, ek was bevoorreg om jou pa se rugby op te kon sien daar by Monas daai jare. Harde derduiwel geweest. Johan Reyneke, hy het vir niks teruggestaan nie en hy het alles doodgeskram. So ek glo as jy so 'n stukkie van hom in het, is jy gehoord. Ja. Ja. Wel kom ons die liga, wat het in die liga gebeur? Kom ons is nog nie by die semifinale daai in die liga. Het julle al julle games gewen? Ja, Meeste van die almal gewen. Okay, en die span het wie julle gespeel het in die liga? Dit was Van hulle was moeiliker as ander. ja. Okay, wie was die ouens gewees in julle wat julle in die liga gekry het? Bryanston, Trinity, Caps en Fonties. Okay. En Millennium. Okay, en Fontainebleau is mos maar nou julle buurmanne. Ja. Ja, so ou het maar so 'n bietjie 'n anderster gevoel. Nou daar langs jou, Divan het ons nou die derby wat julle hierdie jaar, maar julle het nou sommer dubbel triple seker gemaak met 'n 50-0. Het julle hierdie ouens gesê oor hierdie beker of hierdie trofee is beslis die julle se nie. Vertel ons gou 'n bietjie van daai game. Is dit 'n groot game in julle derby? Ja, maar ons is 1000 meter daar omtrent by die Jo. Plus. Okay, sit hom maar weer daar so dat ons hom dis 'n pragtige trofee. En toe het julle nou sommer gou net vir hulle gesê hoorie, dis dit. Ja. Was die liga baie moeilik of was dit gemiddeld geweest? Dit was gemiddeld. Ja. Die moeilikste wedstryd in die liga was Caps verseker. Ja.
Ja, het altyd 'n harde game teen hulle. Julle toevallig die jaar voor dit het julle teen hulle vasgeval in die final van hierdie beker. Ja. Ja. Hoe was as jy nou voorberei vir jy sit dit agter in jou kop, sit jy en sê hoorie ek wag vir jou, jy het my laas jaar het jy my gekerret, ek is dan lus vir jou hierdie jaar. Ja, definitief. Ja. En dit wat kan julle die skor onthou teen hulle hierdie jaar? 36, 28 of Ja. 21. Okay, so is nog steeds 'n tight game gewees. Okay. En okay, so toe kom ons nou semi-final, quarterfinals toe. Toe keer hulle Monument Primary. Nou ja, ek was op pad om die game te gaan kyk en ek so 'n paar minute later ek daar kom ons aan die veld leeg. Ja. Sê ek hoorie, waar is hierdie boys? Het julle nou klaar opgepak en die tente opgepak en ons al pad toe huis toe reg vir die semi-finals. Ja. Wat het julle daar gemaak? Vertel my, wat het julle Monument Primary? Ons het die game gestop in 25 minute. Ons het dit heel die game gedomineer. Ons het gekom om te wen. Ja, en toe sit sommer cheers en goodbye en laag gaat julle almal in. Ja. En toe kom oefen julle nog die middag seker hier of die volgende een. Dis wonderlik. Dis wonderlik. Jy wat nou op die fly-off, hoeveel jy geskor daar? Het jy almal oorgesit? Nee, ek dink het Een gemis. gemis. Okay. 40-0. Okay, so julle het sommer daar en toe staan die groot ene teen Kreeusdorp Noord. Ja. Ons gaan nou nie praat oor beklei en goed nie. Dit hoort nie in rugby nie en ek dink dit is heel onvanpas. Maar vertel ons die game hard. Baie fisies, hulle is groot, hulle is sterk. Hulle het baie hard gehardloop. Ja. Hulle ry toe span. En julle moes maar julle keer ken. Ja. Maar altyd was julle in dit en reg. Was al oomblik wat julle gevoel het ons kan nie hierdie ding doen nie of was jy van die Ons moet altyd positief bly, want as ons gaan negatief raak, gaan ons die game slip. Ja, natuurlik. En toe wen julle hulle nou, wat was die skoor daar gewees? 28-5. 28-5. Toe is julle nou oor die Noordskool bult. Ja. En wie wag toe nou vir julle in die final? Modderfontein. Baie taaf. Ja. Baie taaf, baie groot seuns. Klein week manne. Kruienweek manne en hulle wil hardloop. Dis hulle wêreld. Dit was 'n tight game geweest. Baie tight geweest en die eindskoor was 15-12. 15-14. 15-14. Ja. Nou Connor, ek wil jou so vra daai laaste 5 of 10 minute was Stresvol. vir jou was wild. Ja. Vertel my 'n bietjie van dit. Oom, ek het begin met 'n baie erge fout. Ons was aan ons 22 toe chip ek in iemand se hande in toe gaan druk hulle. Ek was baie nie happy nie. Toe sê ek vir myself, ek moet my foute reggemaak oom. Toe kry ons 'n strafskop oom, maar ek was nie reg om in te skop nie oom, want ek wou uitgegaan in 'n 3 druk, maar ek het my stit Gerard Botha en ons hakker Ruben Mokke het my soos hulle sê ek moet dit gaan skop nê. Toe sê ek net okay, kom ek doen dit. En ja, toe skop ek hom oor. Toe sit jy hom oor en julle wen die game. Ja. Maar dis nerve-wracking, maar dit En in oefening oom dan skop ek paal van daai kant af soos dis my swak kant, dan skop ek soos 1 uit die 10 keer oor. so. So ja. So is dit 'n ding wat agter in jou kop gaan sit terwyl jy daar gaan om nou te skop, dan sit jy nou met daai iewers agter in jou kop en jy dink, ja, ek het 1 uit 10 op die oefenveld. Hoe gaan Ek doen maar ek moet eintlik nie anders gaan met my soos negatief maak. Ja, terug. Ja. Ja, sê gou vir my Divan, obvious het hulle 'n groot pak forwards gehad. Wat het jy vir die manne gesê daarso? Want ek meen hulle kom fisies vir jou. Jy moet die en ek dink een van die dinge wat gebeur met op laerskool die ouetjies skrik en as hy skrik het jy eintlik nie hy speel nie. Wat sê jy vir die ouens? Ek het hulle net by mekaar geroep en hulle baie gemotiveer. En nadat ek hulle gemotiveer het, was hulle regtig opwindend en hulle wou net daai ouens in hulle gesig toe kom. Ja. En jy het 'n pragtige lot ouens wat saam met jou speel daar. Kan jy hulle so op die naam af onthou? Gerard Botha, nommer 1 stit. Haker is Ruben Mokke, 3 stit is Koetser van Biljon. 4 slot was Hendro Rousseau. 5 was Stefan Kemp. 6 was Pieter Wester. 7 was Philip Pretorius. 8 was ek. Okay. Sure, jy ken die ouens. En het die calls gewerk soos 'n ou dit wil hê want alles mooi uitgewerk. Kan jy die backline onthou? Ja, ons 9 was Juan Botha, 10 Corneille, 11 was G.J. Bester, 12 was Dante Breed, 13 was ek, 14 was Philip van Rooyen en ons fullback was daarso het Ruvan ek kon nog speel want Jacques was siek so hy kon nie speel. Okay. Bench, kan jy die bench onthou?
Ons het vir Leo Oukamp, Voigen Kreer, Udo Bresler, Stef Becker en Altus Altus Botte. Ja, maar maar dit is belangrik, die 23 is belangrik, jy daai ou nodig wat van die bench af kan kom. Ja, Ouers- as daar besering is. As daar besering is. Maar jy het so 'n bietjie gesukkel met siek wees in daai in daai tyd. Die laaste kwartfinaal, semifinaal, finaal was daar omtrent soos 7 keer Halfte siek in van daai ons tyd. span was siek. So, en hoe kry julle self reg? Hoe kry die coach met julle geoefen? Hulle het uitgesit, meeste van die oefeninge, maar dan kom hulle maar met warm klere daaraan en oefen hulle maar met skins. So, Dan ken hulle net die calls. maar dit vat guts om uit dit uit te kom. Ja. Maar ons het by daai finaal gesê, geen nie om of jy siek is of nie, jy gaan jou beste speel. Hier is jou laaste wedstryd vir Unica. Wonderlik. Julle afrigters? Meneer Brett en meneer Stian. Stian. Okay, wie van hulle is die strengste? Meneer Stian. Meneer Stian. Hoe is dit? Okay. Maar julle het 'n mooi paadjie ook saam met hulle geloop en 'n ou moet altyd onthou wanneer jy so 'n beker lig, jy het 'n span ouens wat agter sit van die hoof wat in julle glo en dan julle afrigters en dan natuurlik julle en julle spelers. So dit is 'n baie nice ding. So wat lê vir julle manne voor? Behalwe nou hoërskool toe gaan, gaan julle aanhou rugby speel, is julle reg vir dinge. Jy was nou in Frankfurt gewees, julle was op Bloem gewees met die Kruiwenweek. So bly jy nou fiks of kyk ons nou girls en Warrior Ons hockey? is nou eintlik besig en soos die sevens van ons. Ja, ek en Cornette nou 7s en dan het ons al 3 in Oktober ek dink het ons 'n 7s toernooi by Gasfontein. Okay, so die rugby hou aan. Ja, en ek oefen by... Dan moet ons begin met tokso oefen. Ja, ons begin oefen op ons uit. Ja, dus ou moet fiks wees op vandag se tyd. Boys, is lekker om saam met julle te gesels. Dankie dat julle op die koekblik is. Dankie dat julle is 3 pragtige jong manne en ek dink ons is in 'n goeie plek as sulke manne daar buite toe gaan want ek dink julle se aanwins vir die skole waarin jy wat affies toe gaan, jy wat helpies toe gaan en jy wat monnas toe gaan. En sterkte met julle loopbaan en die name, ons almal gaan dit onthou oor 10 jaar en kyk ons terug dan sit julle man met groen truie hier aan en dan praat julle weer met my en ons vat handtekening. Wel dan en geluk met julle beker. Julle kan hom so net weer so tussenin inbring dat almal net daar sien. En Wenner trofee. daar's hy. Great. Vat hom weer weg daarso. Well done boys. Julle sit julle caps op en mense kan sien hoe mooi lyk hierdie eerste span capse. Julle hoef nie nou meer gesigte te wys nie. Eisters. Kyk hierdie manne is vol balkies. Daar is gelukkig maak julle klaar met laerskool want daar is nou nie meer plek op hierdie baadjie nie. Nou gaan julle met op die moue afgaan. Ja. Daar's hy. Hy die koekpluk saam met die 3 manne. Well done boys. Daar's hy. Ek's bevoorreg, ek het Stian van Duyk nou hierso. Nou hy's nou die afrigter saam met Brett. Was julle nou die afrigters gewees van hierdie onder 13 span of soos wat ons almal dit ken die eerste span hier by Unica. Wat 'n lekker groep boys, hè? Ja nee, dit's 'n spesiale groep seuns. Ons het hulle so 5 jaar terug geïdentifiseer en toe sê ons wil bou by die skool, so die span waarby ons gaan begin. So nee, dis 'n spesiale groep seuns en ons is trots op wat hulle die afgelope 5 jaar reg gekry het. Wat vir my interessant was, julle was nie die grootste span op die liga nie. Julle het 'n paar outjies met size gehad, maar ek meen daar was baie skole wat met baie groot size ingekom het. Ja. En julle het net Ja, die hart wat in daai manne is enorme. So nee, jy kan enige span stuur. Nou nog ons hulle vat. So wat is die resep, Stian? Wat is die resep tot hierdie? My resep waarna ek glo is as die kinders vir jou speel, dan kan jy enigiets met hulle reg kry. Dan sal hulle deur 'n muur vir jou hardloop. So dit is waarna ek glo, dit is my hulle sê die coaching philosophy waarna ek glo. So dit's maar kinders te kry om vir jou te speel op die ou en van die dag. Ja, en julle het soos die seuns reg sê is dit was nie die moeilikste deurkom tot op die kwartfinaal nie. Hulle sê julle hier en daar, ek meen julle het nou hierdie derby teen Fontainebleau het julle redelik hulle opgevou en weggepak, maar partykeer is 'n ou partykeer geneig om complacent te raak en jy raak half, ek wil dit nou in aanhaling sê, jy raak half windie dat jy dit gaan maklik. Dit was amper die moeilikste ding die hele seisoen as meneer Marius ons skoolhoof moes my gereeld herinner
ons moet nederig bly, want jou voete lig vinnig van die grond af, so, ons het juist 'n voorseisoen teen 'n bietjie moeiliker skole, ons het skole soos Rodekraans, Grey College, ons het groot skole gespeel, juist om daai voet op die grond te hou, want ons het vermoed die liga gaan 'n bietjie beter gaan as met die voorseisoenwedstryd. Dit het baie goed gegaan, soos die seuns reg sê. Dit was die moeilikste deel, is om hulle nederig te hou en hulle te maak, want rugby nederig, maak jou baie vinnig nederig. Exact, maar dit het ook nie maklik gekom nie, want in dieselfde asem met julle toe nou hierso nader aan die uitspele en die klaarmaak en hierdie laaste 2-3 weke waar alles gebeur, toe raak die kinders siek. Toe is julle nou onder baie pressure met... Ek praat nou onder korreksie, maar was daai laaste 2 games sonder 4-5 van ons spelers gewees. Maar gelukkig die diepte wat ons oor die jare gebou het gemaak dat ons hom kon deurtrek op die ou einde. Ja. Jou voor jy by Unika was, waar was jou afrigting gewees? Watter? Ek kom oorspronklik van Pretoria af. So ek het daarso gestudeer, my eerste 2 jaar daar studeer. En ek was daarso by Laerskool Meyerspark, maar meer die sokkerkant toe gelê. Maar dis maar waar ek my studies begin het en toe het ek die pos hierso by Unika in 2016 gekry. En ja, ek het groot passie vir rugby en hulle het dit vinnig raak gesien en toe is ek die rugby organiseerder van 2017, 2018 af. En ja, ons het 'n plan gehad en ja, die plan is besig om redelik mooi bymekaar. Wel, kom mooi bymekaar want die ding is julle het ook wel so deur die ranks gekom. Ek meen julle was eintlik 'n liga onder wat noem hulle dit, super. As julle dit was 'n liga onder dit en julle pad ingewerk daar en nou is julle eintlik nou begin jy die tafels voorberei en die hoof gaan nou vir my sê hoorie, moenie ons al die perde voor die kar stel, maar die idee is om in die topliga in te kom. Dis die idee, dis die hele idee, so dis waant ons werk. My hoof sê gereeld vir my, wow, want as dit van my afgehang het, was ons al. Ja, natuurlijk. Maar nee, ons, dit gaan maar al so oor skoolgrootte en getalle en diepte, so. Natuurlijk. Ons is nou net eers besig om die diepte te create, soos die Engelsman sal sê, om wel eendag in die Superliga wel te kan deelneem. Wat staan vir uit by Unika? Wat vir my ons fokuspunt hier by Laerskool Unika is massadeelname. So ons fokus nie net op ons A-spanne nie, dis nie al wat vir ons belangrik is nie. As ek nou praat spesifiek van Unika se rugby is, almal moet deelneem, almal moet weet hulle het wedstryde gespeel. Ons B-spanne hierdie jaar, elke liewe B-span in die skool het ten minste 10 wedstryde gespeel. So ek dink ons is een van min laerskole wat dit kan sê in Randburg is dat ons B-spanne meer wedstryde gespeel het as wat van die ander skole se A-spanne gespeel het. So dit is waarop ons fokus en dit is ons lese vir die rugby is massa deelname om seker te maak dat almal deelneem en almal ontwikkel. Natuurlijk. Want een van die groot dinge wat ek 'n les geleer het en veral as jy in behoorskool kom en nou B's en C's en D's en E-span het. Hulle sê altyd as jy wil weet of 'n skool op die regte pad is in hulle eerste spanne, gaan kyk jy na hulle onder 14 D's. As dinge daar regloop, dan weet jy die sukses in die eerste span gaan goed wees. Maar as daar gemors is en hulle kyk nie agter daai sê, want dis nie noodwendig die seentjie wat nou 'n bietjie kleiner is, die ouetjie wat, maar as jy hom mooi hanteer en jy hou daai blommetjie gegroei, dan gaan hy voor 5 jaar gaan daai blom gaan baie vir jou beteken. 100%. En dit is hierdie groep was die eerste groep wat ons met B-spanne begin het, en jy kan die vrugte daarvan pluk. So absoluut. Ons pluk dit nou en ons is baie gelukkig met daai vrugte in ons hand. Absoluut. Wat is daar vir jou nou? Wat's volgende jaar? Jy het nou 'n target op jou rug gesit nou. Jy en jou Unika span het 'n target. So how do you match next year? Ons het verlede jaar opgeskuif van die Premierliga af Super Sub toe. En ek is maar redelike 'n reacher. En toe het ons gesê ons wil verlede jaar 'n liga wen en ons het toe nou nie 'n liga gewen nie. Ons het 2 spanne in die finaal gehad. Hierdie jaar was ons 4 spanne in die kwartfinaal, 4 spanne in die semifinaal, 2 in die finaal en 1 beker. So hopelik volgende jaar kan ons Unika manne 2 bekers huis toe bring. Fantasties. En ons gaan hard werk. Ja, Stian, dankie. Dis amazing. Julle is 'n fantastiese skool, baie mooi. Mooi as jy hier inkom is stunning. So well done vir wat jy met daai seuns bereik het ook en I salute you, well done. Dankie Koekies, dankie vir julle tyd. Dis dit. Ek sit gewoonlik as jy nou by die hoof sit, dan raak jy nou nervous en jy sit in die gang af en wag nou vir jou beurt. Maar ek het nou die geneigtheid om nou gemaklik te voel hierso, want ek sit met Marius Swanepoel, die hoof van Unika. Welkom by die koekpluk. Dankie Koeks. Ja, Voorreg hierdie hoor. Lekker is dit en dis lekker om met hierdie woodwork hier langs jou te sit. Dit is skorrelgoed. Jy is die hoof van net so onder die 800 kinders.
Daai grys hare kom nie verniet nie. Nee, dis net vanoggend. Maar vertel ons 'n bietjie van Unica. Ons sal nou by die sport kom, maar ja, wat is skool? Weet jy wat 'n ongelooflike voorreg om hierso aan die hoof van 'n skool te staan. Ek dink ek maak altyd die ding vir ouers. Ek sê, weet, Unica het 'n unieke naam. Ja. En ons moet ons naam gestand doen. So daar's baie van ons goed wat ons doen wat presies dieselfde as die ander skole is, maar ons doen dit so 'n bietjie meer uniek. Ja. En dis iets wat ons navolg en soos ek sê, ek's bevoorreg om hoof van hierdie skool te wees. Ek dink dis ek was voorheen by 'n paar ander skole betrokke, onder andere was ek hoof by Laerskool Dr. Ravenga, Deenkoof by Laerskool Rodekraans en vir jare eintlik het ek my tande geslyp by hoërskoolonderrig. Ek was eintlik langer by hoërskole as by laerskole. En ewe skielik toe ek na die laerskool mengsel kom, toe besef ek, hoorie, maar hier is die pad wat ek dink Here Dis jou vir my huis, lê. ja. Hier is my plek. En hier by Laerskool Unica, soos ek sê, ons doen dinge bietjie anders, bietjie meer uniek. Want ek dink dis die wêreld wat ons kinders tans in beweeg. Ek meen 80% van die kinders in ons skool tans, die werk wat hulle eendag gedoen, bestaan waarskynlik vandag nog nie eers nie. Ek meen toe ons op skool was, ek en jy is dieselfde jaar se kalf hier 93, 94 matriek. Toe was daar nog nie 'n selfone gewees nie. Nee, ons het geweet wat Nee, onthou net die ryk mense het rekenaars gehad. En vandag is iets soos 'n selfoon of 'n rekenaar of 'n e-posadres onlosmaaklik van die werk wat ons doen. So ek moet seker maak dat die kinders voorberei vir dit wat kom. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek moet hulle kan half in 'n situasie sit wat hulle dit kan embrace. Jy weet die Engels, daar's nie 'n beter Afrikaanse woord as dit nie, maar hulle moet die verandering kan embrace. Onthou COVID het ons in dit forceer ook. Dinge het verander, die onderwyslandskap het binne 'n maand verander. Jy weet, jy moes herontdek om skool te gee. En ek dink dit is iets wat vir almal van ons 'n wekroep was om daar waar jy jou werk doen, kyk krities na wat jy doen en vra vir jouself die vraag af, dit wat ek vandag doen, oor 10, 15 jaar as my kinders wat nou by my is in 'n of ander situasie is, gaan ek kan aanpas. Gaan hulle swem of gaan hulle sink? En partykeer is dit vir my belangriker as die Afrikaans, Engels en wiskunde wat hulle moet kan doen as hulle hier uitgaan. Ek dink die skole is baie moeilik want jy het 781 kinders wat na een sentrale punt toe kom. Ja. En jy moet 'n stel reëls en 'n nesie skep waarin hulle almal kan floreer in. Een ouetjie is ryk, ander ou is arm, een is die, een is daai, maar jy moet vir hulle sê maar hier's 'n veilige plek en jy kan funksioneer en dat daar nêrens 'n plek is waar een van die ouetjies afval van die busie af. Weet jy Koeks, daai, nee, ek dink jy die essensie van moderne onderrig het jy daar vasgevat. Ons skool, ons 780 kinders kom uit 780 verskillende huise uit. Ek sê baie vir personeel, ons kan nie dink dat die manier wat ek en my kinders vanoggend uit die huis uit is, die ouetjie wat in my klas het, presies dieselfde ervaring nie. Het sy ma en sy pa beklei, moes hulle geleentheid kry, moes hulle bus ry, moes hulle taxi ry. Het hy môre bord kos gehad, ja. Verstaan, jy weet, dan gaan hy meer bekommerd wees oor wat hy vanmiddag gaan eet, of hy hoop die tannie in die kantoor kan daarom vir hom 'n broodjie gee, voor hy gaan luister wat in wiskunde aangaan. So wat ons probeer 'n norm skep, waarin kinders kan funksioneer. Jy gaan altyd kinders hê wat so bietjie buite die lyne inkleer, maar wat jy moet bietjie terugbring. Of kinders wat binne daai lyne weet op en af gaan. Maar ek moet 'n situasie skep soos jy reg gesê het, waar kinders voel eerstens ek's veilig. Hierso kan ek myself wees. En ek dink in ons skoolsomstandighede ook, ons tema vir hierdie jaar is wees uniek en wees jou beste. Ek sê nie vir jou wees so nie, ek kan nie, want kinders verskil. En as ek begin kinders in 'n boksie wil pak, in 'n koekblik wil pak, dan doen ek hulle onreg aan. Want dan forceer ek hulle in 'n rigting wat dalk nie natuurlik vir hulle is nie. Maar as ek grense kan skep waar hulle self kan uitleef, ontdek, waagmoed kan skep, hulle self kan toerus. Gemaklik is, Gemaklik, net hulle self kan wees. Weet, dan wen ek. En ek dink dis die belangrikste, dis waar ons moet streef. In essensie het ons skool net 2 skoolreëls: liefde en respek. Wow. As ek kinders kan leer om enige persoon, maak nie saak wie hy is nie, met liefde en respek kan hanteer, dan kan daar mos nie veel fout gaan nie. Dan gaan ek mos nie 'n situasie kan skep wat ek mense hanteer wat hulle minderwaardig voel nie. Dan gaan ek mos nie mense hanteer wat kort af en ongeskik is nie. Ja, ons is menslik, ons maak foute. Maar ons moet altyd onsself terugtrek na wat ons ware noord is. En ons ware noord is altyd om mense met liefde en respek te hanteer. Kry ons dit elke dag reg? Nee. Kry ons dit meeste van die tyd reg? Ja. En ek dink jy moet die klein oorwinnings van die meeste van die tyd reg kry.
Dis waar jy moet vashou, want dis waar die verskil lê. Stunning. En ek dink as mense gaan kyk en hierdie 3 jong manne wat hier voor my gesit het, kan 'n ou baie duidelik sien. Ek het hulle net nou vir hulle ook gesê, julle kan nou uitgaan. Julle kan gaan vlieg. Ja. Julle vlekkies is reg en hulle gaan na 3 verskillende skole toe, maar dit is so mooi om te sien hoe hulle die skoolklere met waardigheid dra. Ek dink julle sou moeilikheid gehad het as hulle nog 'n jaar was, want hulle het soveel balkies. Ek dink hulle gaan moue toe gegaan het, maar Rug van die binnenkant of iets. maar kom ons gesels hier rugby. Hoe amazing is dit julle het nou hierdie stappe nou geklim en so Stian het nou gesê het, maar joh, dis lekker om die silverhoed te hê. Ek dink dis moeilik om dit te gaan kry, maar ek dink nie julle jaag hierdie nie. As ek luister na wat julle sê, was hierdie nie die rede hoe julle in 'n meeting gesê het, luister manne, ons moet 'n medalje of hierdie goed moet hier staan nie. Dit is nie. Koek sê ek wil dit maklik saamvat. Ek glo vas daaraan dat Springbokke en provinsiale spelers word nie so seer op laerskool gekweek nie. Daar ons stel hulle bloot aan 'n sport. Ek meen ons praat nou rugby, kos sê ons stel hulle bloot aan rugby. Maar ons fokus veral by die kleintjies, hier graad 1, 2 en 3, is massa deelname. Ek wil soveel as moontlik kinders hê wat die sport speel. Want dan kweek ek belangstelling. As ek belangstelling kweek en ek kan die belangstelling saam met 'n passievolle afrigter voeg, is Stian, is Striker, 'n Marie, 'n Johan Reyneke, daai tipe ouens, dan is almal se waarskynlikheid tot sukses. Ja. Maar as ek van graad 3 af so gefokus is om net trofee huis toe te bring, dan slat ek die bal mis. Result driven gaan jy. Want onthou nou, van ons mense gaan dink dis great. Maar jou ouetjie wat 'n late bloomer is, en ek meen tussen my en jou waar ons al afgerig het, kan ons die late bloomers amper meer noem as sterre noem. So ons fokus begin by massa deelname, kweek belangstelling, sit die belangstelling met goeie afrigters en dan volg ons die pad. As dit gebeur dat dit vir ons silwerware bring, great, dis maar die cherry op die koek. Ja, natuurlik. Maar om daai koek te bou van deelname en deelname na skool. Onthou want graad 7 is nie die be all en end all nie, nee. Ek wil hê 'n ouetjie as hy nou volg na graad 8 toe gaan en hy gaan Randburg, Linden, help mekaar affies, waar ook al. En hy gaan speel in die 14 G-span. Moet hy met so groot glimlag speel, want hoekom? Rugby is hom lekker. Yes. Want daar's nie iemand wat die sport vir my doodgemaak het toe ek 12 jaar oud was en ek in 'n finaal miskien die bal mis geskop het. Nie, dis nou 'n klein vergelyking, maar dis my groter prentjie. En ek dink uit my ervaring uit die hoërskool uit, het ek dit te veel gesien. Waar jy kinders ontvang van watter skool ook al, watter laerskool ook al. En daai kinders word so half, ek wil sê, so pap in 'n blik gedruk want ons moet wen, moet trofee, moet dit. As jy onder 14 kom, die pressure op sê nee, dankie. Hier is my nou, is vir my genoeg gewees. En die seentjies breek want ek het dit eerstehands beleef hoe hulle almal nou uit hierdie laerskool en almal, ek noem dit die borsklappertjies, want as jy dit laerskool so uithardloop met borsklappertjie, nou kom jy hoërskool en skielik beland jy in 'n C en 'n D en 'n E span. Dan kom hy pa en stap hy oor en sê luister, as hierdie seun nie A span speel nie, is dat. En dan stop hy hom of hy gaan sit hom in 'n ander skool. En dis ek dink baie keer gebeur dit ook dat in baie van ons laerskole dinge soms te maklik kom. Jy verstaan, jy is die eerste span, so jy moet nou T-shirts, stoksakke, wikkies, ek weet nie wat alles hê nie. Waar ons siening by ons eerste span vir al hierdie jare het van Earn Your Stripes. Ek meen is nou Engelse. Ja, 100%. Maar Earn Your Stripes. As jy dit verdien het, great. Maar verdien dit eers. Dis nie eers die opgeleide hond voor ek 'n stoute pappie het nie, nee. Ek moet dit paadjie met dit volg. En dis hoekom ons teruggegaan het na deur ons hele skool. Ons standaardiseer rugby truie. Ons het eintlik presies dieselfde. Niemand se trui nommers op nie. Die enigste ouens wat die voorreg het om 'n nommer op 'n trui te hê, is die eerste span. Want hy het dit verdien. Jy earn die stripes. En dis die paadjie wat ek praat nou van rugby, maar dis ons siening met al ons sport. Laat die kinders weet as ek suksesvol bereik, kom dit deur harde werk. En dis nog 'n belangrike, ek wil vir jou sê amper 'n ethos by ons skool, is jou harde werk word beloon, maar dis wat almal sê. Myne is dissipline word beloon. Want onthou, as ek gedissiplineerd is, gaan harde werk van self kom. En as ek daai twee goed kan by mekaar sit, of dit nou sport, kultuur, akademie, net menswees is, gaan ek sukses behaal. Maar dis belangrik, want in dieselfde asem dink ek ook, die feit dat sy kinders, soos wat jy nou sê, massa deelname, 'n kind wat besig is nie 'n kind wat nonsens aanjaag nie. Hy is nie 'n kind wat op die straat nou drugs en daai goed doen. So hy gaan 'n gesonde kind wees, maar ek dink dis net so belangrik soos wat jy praat, daai eerste span, hierdie jong ouetjie, hy bou eintlik 'n hero op, want hy kyk, hy sê ek wil ook eendag daai wees. En dit is belangrik, dit skep 'n belangstelling in die sport die hele tyd. Weet, en ek sê baie keer, en dis dieselfde met jy met jou kinders by die huis.
Onthou, kinders gaan nie doen wat ons sê nie. Kinders gaan doen wat ons doen. Ja. En ek sê dit gereeld vir ouers en ek sê dit gereeld vir mense. Jy moet kyk hoe jy optree, want jou kind gaan presies dieselfde doen. Hy bring jy huis toe skool toe. Ja, en verstaan jy, nou kom jy nou, soos jy nou tereg sê, nou is dit nou 'n eerste span wat hierdie jaar goed gedoen het. En nou kom van ons onder 9's en hulle sien die sukses wat hierdie ouens bereik. En ja, jy kry daai bietjie eers, maar ek wil ook eendag soos 'n Ruben van der Vyver of 'n Divan of 'n Corneille wees. Ja. Maar hulle moet kontak met daai ouetjie sê. Hulle moet sien dat hierdie ouetjie net so hard werk soos wat ek werk. Hy moet sien wat die pad is wat hy gevolg het om daai sukses te bereik. Ja. So daai mentorskap gedeelte, ek meen ons op 50 kan nou nog identifiseer met mentors. Nou hoeveel meer belangrik is dit vir 'n ouetjie op 9 of 10 of 13. En volgende as hulle graad 8, weet, dan sal hulle die klein visies. Dan sal hulle bottom of the food chain. Nee, jy verstaan. In 'n nuwe pool met baie ja. En onthou, hy gaan dieselfde paadjie volg. Hy gaan ook in 'n waar ook al kom en hierdie eerste span rugby kaptein gaan vir hom soos 'n ek was op skool in hoërskool president daar in die suide van Johannesburg. En toe ek graad 8 was, ek daai tyd weet ek ou se naam was ek Werner Victor geweest. Onthou hy's graad 8, so hy lyk groter as 'n mens. Ja, hy allebaar. Ja, hy's wild en hy speel harde rugby en hy tackle almal en so aan. En ewe skielik, dis 'n koneksie wat jy maak. En dis presies wat ons kinders moet gee. Want onthou nou, ons wêreld tans is arm aan rolmodelle. Ons is arm aan mentors. En dis waar ouens soos jy wat self werk by skole doen, baie belangrik is. Want onthou nou, die kinders begin met jou identifiseer. Mans in die onderwys is min. So die goeies wat jy het, moet jy vashou. En die mense wat jy intrek om daai ouens aan te vul, moet jy doodseker maak is dieselfde ouens as wat jy wil hê, jou kinders nie moet identifiseer. Absoluut. Want dit is 'n gevaarlike paadjie om te loop as jy nie doen nie. Julle het net so amper op die afsluiting is julle het eintlik 'n fantastiese groep mense wat saamwerk en ek praat nie net bol nie. Ja. Ek praat van jou onderhoof reg deur jou hele skool. Julle het fantastiese onderwysers en Nika is sterk aan dit en dit. Ja, ek weet en daai is harde werk op sigself, né? Want onthou nou, hierdie is soos ek sê, hierdie is baie nice. Maar onthou, ek word gemeet aan hoe my kinders gaan as hulle uitgaan. So ek moet seker maak dat ek sê dit altyd spotonderwys, Afrikaans, Engels, wiskunde is die belangrikste. En hulle moet dit ken as hulle uitgaan. Ja. Maar onthou nou, my kind as hy graad 8 of 9 by Randburg, Linden, waar ook al kom, moet hy daai wêreld in die oë kan kyk en sê luister julle, hier is ek. Ek het dit by die laerskool geleer. Ek is selfvertroue positief. En al wat hy dit kry, is mense wat hy elke dag mee te doen het. Absoluut. En onthou nou, dis waar die personeel het in die klas. Ja. Daai rol vervul. Van graad R tot by graad 7. So die voorbeeld wat ons vir mense stel, is my baie belangrik. Ek weet en mense moet soms 'n harde gesprek hê met jonger mense of selfs met ouer mense ook, want dit kan maklik gebeur dat daai paadjie so 'n bietjie skeef is. En voor jy sien, kom jy agter weer maar hierdie kinders net soos ek en dis nie nice nie. En so ons het eintlik hoe kan ek sê by die skole 'n oop deur met dit. As jy ietsie sien wat nie lekker werk nie, praat daaroor, want as ek dit los, word net groter. So dis my baie belangrik. 'n Voorbeeld is ongelooflik belangrik vir ons kleintjies. So jy die bragging rights hierso. Jy kan nou obviously nou 'n bietjie vir die tong uitsteek vir Fontainebleau, maar nooit maar die catch is dit is 'n gesonde kompetisie wat julle met mekaar het en hierdie hou net so kort rukkie dan begin ons weer voor. So dis lekker om die bragging rights te hê, maar daar's harde werk wat saam. Omdat die waarde hiervan is lankal verby. Daai storie is klaar geskryf, klaar vergeet. Ek meen ons het vergeet om die balkie die wapenkie op te sit, maar seuns is al op hokkie en op alles hulle worry. Die seuns is lankal en dis wat ek dink dis wat sport op skoolvlak partykeer gemis word. Fontainebleau is in die pad af by ons, maar vir my is dit belangrik dat Fontainebleau en hulle geld is en my skool ewe groot, ewe sterk, ewe gesond is. 100%. Want dis hoe ek my gemeenskap beskerm. Want onthou is 'n skool is 'n weerspieëling van die gemeenskap. En ek moet sorg en ek het 'n groot verantwoordelikheid om my gemeenskap, om my skool sterk te hou. Want dis wat seker maak mense koop huis hierso, die omgewing lyk goed, die omgewing is iets waar mense na toe wil kom. En dit begin by skole. Ja. En dis hoekom die wisselwerking tussen ons as skool, ons kinders en ook as ons ouers as mede-vennote ongelooflik belangrik is. En ons is baie trots. Lekker. Ons is baie trots op ons klein skool hier so in die noorde van Johannesburg. Dis beautiful. Einde van my programme kom ek altyd
En ek praat altyd oor die koekblik. Nou, ons het nou die koekblikke nou hier aan die kant, Ja, maar ek sien hulle. jy sal onthou nou, jy's nou saam met my soos ons nou gepraat het, het die koekblik uitgekom en ouma het daar en mamma het altyd die koekies daarin gebak. En die stukkende stukkies is TV toegestuur. Jy kan maar daar eet, jy kan soveel eet as jy wil. Maar die mooietjies met die mooi icing is daar geberg. Ek weet nie of vir die predikant of En die is die Donie kom besoek, dis vir hulle. maar ons het altyd as jou maalie uit is of ouma uit is, dan druk jy te mekaar op en haal jy die blik af, dan suk jy om hierdie blik oop te kry. Is altyd moeilik geweest om oop te kry vir een of ander rede. En dat ons hom oopgemaak. Nou kyk, vandag se vrouens gooi nou gordyngoedjies en alles in die goed in, maar ons het daai tyd die koekies gehad. Nou my koekblik oomblik is die oomblik wanneer ek reflekteer wat voor my was, en ek wil net vir julle baie geluk wens. Eerstens, nie oor die nie. Ek wil julle geluk wens vir die skool wat julle is. Julle het my met respek hanteer van die eerste oomblik wat ek deel geword het en gesels het, en daar was nie 'n nee nie, jy's vriendelik, jou personeel is vriendelik, die seuns is pragtig. So ek wil vir jou eerstens baie geluk wens op die, en ek wil julle voorspoed toewens vir wat julle vorentoe gaan doen. En mag daar nog baie sulke icing op baie koekies wees, en mag julle absoluut van krag tot krag gaan. Julle is 'n stunning skool, en I salute you. Dankie koekies, en ek wil klaarmaak met dit wat jy nou gesê het saamvat. Welkom by Laerskool Unika. Dankie. Vertel ons je story.